Goeiemôre almal. Julle almal my hoor? Mooi. Ons sing lied 201, lof sing die Here, buig voor hom neer, 1, 2 en 3. Loof die Here uit die hemel en daar die eerste en die derde vers. Sing ons lied 198, God is my lied. Oh
3, laat my met u verenig lewe, daar die eerste, die derde en die vierde vers. Goeiemôre. Ek hoop julle het julle westerligte in die hand. Daar is heel wat inligting. Dit is Saterdag eerskomend, is dit ons bazaar. Ons gaan lekker saam kuier. En daarom is ons spesiale deurkollekte vanoggend ook vir die bazaar, om 'n bietjie te help met ons aankope en dinge. Kyk asseblief van die binnekant, daar is 'n lam te wen. Nou daai kaartjies is R50. As jy nie lamsvleis wil hê nie, dan sou jy dit kon ruil vir R2700 se ander vleis by die spesifieke slaghuis. So kyk asseblief, en as daar dalk vir julle is wat dalk bereid sou wees om vir ons te help, dalk by die werk, so 'n boekie met 5 kaartjies te verkoop. Lana is daar by jou beskikbaar, nê? En as jy dalk nou vergeet, is ook Andra help ook in die week as die kerkkantoor toe is, daar by Kruiskoffie, kan julle 'n bietjie meer daarvan kyk. Dan moet julle ook, jy kan ook, onthou ons het mos nou maar 'n redelike dubbeldoelige en veelsidige betaalstruktuur daar by die bazaar. Ons het geldkaartjies, en dan het ons ook, jy weet, op die dag sal jy met jou kaart kan betaal, en daai klas van goed, ek dink ons het ook in jou kontantrel, maar as jy dalk nou so lank wil kaartjies koop voor die tyd, sal jy ook by Lana kon kry, vandag of deur die loop van die week, wanneer kantoorure oop is, maandag, woensdag of vrydag, TV. Nooi asseblief julle vriende, julle kinders en kleinkinders, daar sal klomp goeders wees, nie net die lekker eetgoed nie, maar ook speletjies en 'n springkasteel vir die kinders.
Het gaan 'n bietjie iets meer, kinders se skietvernuf ook kyk en so meer, kyk maar net gou, al die dinge staan nou, ek is redelik seker as jy in die kerk sit hierso, kan jy hom seker lees ook, so kyk asseblief 'n bietjie daarna. Is daar nog iets wat ek moes gesê het? Waar kyk ek nou, Lana? Niks nie, nee. O ja, die inkleerkompetisie, daar is inkleerkompetisie vir die kinders, so hulle gaan by die sonnaarskool, by die Bybelskool gaan papiertjies uitdeel, met julle kan lekker inkleer, ook hierso nou by die kerk ook, nee, so as jy dalk nou jou klein kinders het, hoef jy net gemeentelede, as jy jou klein kinders wil nooi, of wat ook al, dan kan hulle kom inkleer, dan kan julle vir julle sommer daar inkleer papiertjies vat voor by die, as julle uitgaan by die deure. Nou het ek als, dink ek. Goed. Vriende, dit is mos daarom 'n voorreg om in die kerk te kan wees. Ons lewe word mos daarom nou nie bepaal deur wat die springbokke op die veld doen of nie doen nie. Dit word mos nou eintlik mos bepaal deur ons geloof in Jesus Christus, nie waar nie? Hy is die een wat ons lewe vir ons die moeite werd maak, wat vir ons die moed gee. En daarom dink ek, kom ons begin sommer hierdie erediens, deur saam bekende ou jeugsangbange lied wat in die liedboek opgeneem is, lied 177 te sing, wat sê Jesus groot bo almal, die jeugsangbange het vers 2 ook gehad, so ons het sing sommer 2, vers 2 ook. Net soos wat ons sit, kom ons gerig ons gedagtes weg van die wêreldse goeders op die een in wie se naam ons hier by mekaar is. Gemeente van die Here Jesus Christus, mag die Here ons harte so oopmaak, dat ons vandag saam met die Here sal sê, ons is hier, omdat U die Christus, die Seun van die lewende God is. En dit is my voorreg om namens hom vir julle te herinner, vir julle te sê, genade en vrede vir julle, van God ons Vader, en Jesus Christus, die Seun van die lewende God, en die Heilige Gees wat ons leer om hom te bely en in waarheid te volg. Kom ons sing 'n loflied nou aan die Here. In die woorde van die 200, lof sing die Here, buig voor hom neer. Laat ek nou, U goedheid Heer kan ons nie pyl hier, die dinge wou nie nou lekker sin maak nie. Wie word daardeur in die diep getref? Niks anders bring vir ons die heil nie. Ons wil ons hart tot U verhef. Ons sing vers 1 en vers 3, die 200 staande saam.
Vriende, ek het al baie keer vir julle gesê, 'n erediens is soos 'n gesprek met oupa, ouma, as jy lank terug nie vir hulle gebel het nie. Daar's eers 'n opgewondenheid as 'n ou mekaar bekendstel. En dis waaroor die loflied gaan, en dan is daar gewoonlik oupa, ouma wat vir jou so die vingertjie wys. En vra, hoekom? Vat dit so lank voordat jy weer bel. En dit is maar iets in daai lyn, ook 'n gesprek met die Here. Ons het vir hom gesê, hy is die Christus, en hy het vir ons gegroet met sy genade en sy vrede, en ons kon lekker saam sing, dat ons sy goedheid nie regtig kan pyl en kan bepaal nie. Maar dan is daar ook nou hierdie oomblik in die erediens, waar die Here vir ons kom vra, jy weet mos nou daar is 'n liefdesgebod nie waar nie. Wat het daarvan geword? So ons gaan dit so doen, ek gaan 'n stukkie lees en jy sou saam met as gemeente kon antwoord by die vetgedrukte gedeeltes. Here, ons kom voor U met ons oop hande en oop harte. U is die God van barmhartigheid en troue liefde. Tog moet ons bely dat ons dikwels hard van hart is. Stadig om te vergewe, traag om liefde te betoon en geneig is om ander met oordeel eerder as genade te ontmoet. Ons bely dat ons dikwels ons eie behoeftes bo die van ander stel. Ons sien die gebrokenheid van die wêreld, maar ons kyk soms weg. Ons hoor die noodkrete van ons naaste, maar ons bly stil. U roep ons om U barmhartigheid te leef, met liefde en reg, soos 'n rivier te laat vloei. Maar ons klou vas aan ons eie sekerhede en vergeet dat U seën bedoel is om gedeel te word, nie om vir onsself te hou nie. U seën ons om tot seën te wees. Here, ons kom na U toe, nie in ons eie geregtigheid nie, maar in die volmaakte liefde van Jesus Christus. In U genade vra ons, Here, was ons skoon, maak ons nuut en vul ons met U Gees, sodat ons U liefde en barmhartigheid kan leef. Amen. Wouter, dis nou jou beurt, jou kies saam met die kinders. Waar is ons kinders vanoggend? Wouter is gereed vir julle. Hoekom moet ons nou weer daai prentjie teen die muur, teen die skerm? Sê weer? Ons moet Jesus in onsself sien, né? Die leeu kyk vir homself daar in die water. Ag, die kat reg en hy sien 'n leeu, né? So, selfs as ek en jy in die spieël kyk, dan moet ons vir Jesus sien. Ons wil soos Jesus lyk. Onthou julle laasweek toe praat ons oor hierdie storie, hierdie verhaal in die Bybel. Daai vrou, dis die Kanaanitiese vrou. Sy het geweet wie Jesus is, maar baie van die Israeliete het nie geweet nie. Die Israeliete was veronderstel om te weet wie Jesus was, want hy was een van hulle. Maar hierdie vrou wat nie 'n Israeliet was nie, sy was nie eintlik veronderstel, sy het nie nodig gehad om te weet wie Jesus is nie, maar sy het presies geweet wie Jesus is. Dit moes eintlik die ander mense skaam maak, moet eintlik die Israeliete skaam gemaak het.
En hulle het gedink, o wêreld, ons weet eers wie Jesus is, ons is veronderstel om te weet wie hy is. En dis was soos 'n waarskuwing vir my en vir jou. Ons wat so van kleins af hier in die kerk groot word, ons raak so gewoond aan, ons hoor net maar elke dag daar by pappa en mamma, hoor ons van Jesus, hier in die kerk hoor ons van Jesus, maar miskien is dit op die eind van die dag dat daar dalk een van ons maats is, wat nie so bevoorreg soos ons was nie, wat nie in die kerk groot geword het nie, wat op die einde van die dag baie meer na Jesus lyk as wat ek en jy na hom lyk, want hulle het daai bietjie wat hulle wel gehoor het hulle actually regtig geluister na. En dit het hulle lewe op die einde verander. So dis soos 'n waarskuwing hierdie verhaal wat ons laasweek gedoen het, né? 'n Waarskuwing, dit kan so maklik gebeur. Maar as ons nou net omblaai, dan is ons by die volgende stukkie waaroor ons nou vandag gaan gesels, waaroor ons vanoggend gesels. Hierso is Jesus nou besig om met sy disippels te gesels. Daar is Petrus. Nou vra Jesus vir sy disippels, wie is julle? Ag, wie dink julle is ek? Sien, dit het gelukkig jou aandag weer gekry. Wie is Jesus? Nee. En hulle sê, hy's dalk Elia, hy's dalk Johannes die Doper, wat skielik weer uit die dood het gebring is. Toe sê Petrus, maar u is die Christus, die gesalfde. U is die een wat God gestuur het, wat ons van ons sondes gaan verlos. So Petrus weet. Nou maats, wanneer ek en jy regtig besef wie Jesus is, as ons regtig besef wie hy is, dan verander ons. Dan begin ons dinge doen. Dit laat ons dink aan die wapenrusting. Onthou julle nog die wapenrusting? Die derde een is die skoene van bereidheid om die evangelie van vrede te gaan verkondig. O wêreld, dis lank. Dit maak nie saak nie, al wat hy hoef te weet. Nee, jy gaan uit en jy doen goeie dinge, jy doen die regte dinge. En jy raak al meer soos Jesus. Nou, as ek nou vir myself kyk in die spieël. Kyk ek vir myself in die spieël. Ek kyk vir myself in die spieël. Ek dink ek het my misgeskeer myself. Daar's kolletjies baard nog. Nou kyk ek myself so hier in die is dit kan jy sien? Ja. Maar nou kyk ek myself so, nou dink ek hierdie ou wat ek nou hier in die spieël sien. Was hy nou die afgelope week lelik met iemand? Het hy dalk die afgelope week iemand seer gemaak? Kyk ek so. Nou weet julle wat, ek kan nie eintlik onthou nie. Ja, ek kan nie eintlik onthou of ek hierdie week iemand seer gemaak het. Het ek iemand seer gemaak? Was ek lelik met iemand? Nee. Ek weet nie, ek kan nie onthou nie. Dis dalk die probleem. Ek het nie eens agtergekom toe ek iemand seer gemaak het of lelik was met iemand nie. Kanse dat ek 'n hele week sou deurgaan sonder om een keer iemand anders seer te maak of lelik te wees met hulle is baie min. Amper onmoontlik. Ja. So dit wil sê ek het nie eens agtergekom dat ek dit doen nie. En dis ons eerste probleem. Want die eerste een van die wapenrusting is die gordel van waarheid. Ons moet in die waarheid kom, ons moet besef wanneer ons iets leliks doen. Nee, bid saam met my. Here Jesus, U wat saam met my in my vleiskassie bly, help my asseblief om agter te kom wanneer ek iemand seermaak. Help my asseblief om agter te kom wanneer ek lelik is met iemand. Nou sien, amen. Nou sien, wanneer dit nou met my gebeur, wanneer ek nou lelik is, ek is miskien nou daar by die skool, of ek is by mamma en pappa, of by die juffrou, of wat ook al, en nou kom ek agter, o wêreld, ek was nou lelik met die juffrou. Of o wêreld, ek het nou een van my maats seer gemaak. Wat doen ek dan? Ek antwoord terug. Want hoekom gaan ek terug antwoord? Want dit is Jesus wat saam met my in my vleiskassie bly, wat dit actually vir my gewys het. Dis hy wat hier saam met my bly, wat vir my gewys het en my laat besef het, o wêreld, ek het nou net iemand seer gemaak. Ek was nou net lelik met iemand. So daarom antwoord jy terug. En jy sê, Jesus, ek hoorie. Ek sien wat ek gedoen het. Dalk gebeur dit nie dadelik nie. Dalk is dit nou pause wanneer jy alleen sit en jy eet jou broodjie en jy dink bietjie, dan kry Jesus kans om nou met jou te praat, of dalk hoor jy hom dan beter, of vanaand wanneer jy in die bed lê. Maar die oomblik wat dit gebeur, antwoord jy hom terug. Dan sê jy, Jesus, ek hoor wat jy sê. Ek besef nou net wat ek gedoen het. Of weet julle wat, maats,
miskien sê ons lelike goed van mense. O, wêreld, hier by die kerk, julle moet agterkom, ons wat groot mense is, ons wat kinders van die Here is, dan hou ons vergaderings, dan praat ons so lelik van ander mense. Kan julle glo, ons wat kinders van die Here is, dan praat ons lelik van mekaar. Ja? Nou, as jy dit agterkom, dan sê ons dit dadelik vir Jesus, as jy sê, ek hoor wat hy vir my sê, verander my asseblief. Want onthou, ons gaan nie onsself kan verander nie, né? So nou kyk ons in die spieël, en ons sien, o wêreld, ek maak ander mense seer. O wêreld, ek sê lelike goed van ander mense. O wêreld, ek is lelik met ander mense. Die oomblik wat ek het agterkom, antwoord ek Jesus terug, hy bly saam met my in my vleiskassie, ek sê, Here Jesus, ek hoor, verander my asseblief. Maar dis mos nie net lelike goed nie, dis mos mooi goed ook, want dit help ons sluit onsself in 'n kas toe en ons doen nou iets moois nie, ons moet mos aan mooi goed ook doen, ons moet mense lief hê, soos wat Jesus dit doen. So, help my gou, hoe gaan ek vir ander mense rondom my gelukkig maak? Gee my gou 'n bietjie paar idees, hoe kan ek mense rondom my gelukkig maak? Hulle help, ja, definitief. Jy kan hulle vra of hulle okay is. Jy kan nie. 'n drukkie gee, né? Ja. Weet julle wat is dalk een van die belangrikste goed om ander mense gelukkig te maak? Is om bloot net vriendelik te wees. Om net vriendelik te wees. O wêreld, party van julle gaan amper hoërskool toe. Daar's 'n akademie. Daar's 'n virus. Daar's 'n virus in die hoërskool, maats. Kinders groet nie mekaar nie. Die graad 8, hulle kom elke jaar in die skool in en dan groet hulle dan nog so vir die eerste 2-3 maande en daarna dan hou hulle op om te groet, want dit is nie cool om te groet hier. En dan sê party van hulle, ja, maar ek is skaam. Ek is te skaam om te groet. Ek is te skaam om te glimlag. Dis waar. Die oomblik wat jy dit agterkom dat jy skaam is, dan sê jy, Jesus, ek hoor ek is skaam. Help my asseblief om braaf te wees. Maak my braaf. Laat my net vir 'n oomblik opkyk dat ek vir iemand anders kan glimlag. Laat ek net vir 'n oomblik opkyk en iemand anders kan groet. Weet julle wat so 'n ontsaglike mag het ek en jy in ons hand? Ons kan lewens verander net deur 'n bietjie vriendelik te wees met iemand anders. Ons verander mense se lewens deur net 'n bietjie vriendelik te wees. En dit begin baie keer by ons boeties en ons sissies in die huis, né? Om net 'n bietjie vriendelik te wees. Maats, ons kan nie onsself verander nie, maar met die hulp van Jesus wil ons begin voete kry. Ons wil die lewe verander. En ons wil soos Jesus begin lyk. En ons wil begin luister wanneer die gedagtes in ons kop opkom, wanneer hy met ons praat en sê, ek hoor Jesus. Help my asseblief, ja. Ja. Maar aan jou sussie kan jy niks doen nie, maar mens kan iets aan jouself doen. Nee. Sy moet haar eie verhouding met Jesus sê, sy moet dit uitsorteer, maar jy kan aan jouself werk. Maar ek dink as ons 'n lysie maak van wat jy gedoen het, gaan dit dalk ook. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons wil nie bly soos ons is nie. Ons wil soos Petrus erken, U is die Christus. U is die gesalfde, die gestuurde, wat lewens verander. Verander ons ook. Wanneer ons agterkom, dat ons lelik is, of iemand seermaak, of lelike goed sê, of vergeet om te glimlag en vriendelik te wees, dat ons onmiddellik met U sal terugpraat en sal sê, Here Jesus, ons hoor, verander my asseblief. Amen. Toets 1.
Terwyl die kinders hulle plekke weer kry, Matteus 16, dis waar julle in julle Bybels asseblief na toe moet blaai, vriende. So met die Bybels oop, kom ons maak gou ons oop toe. Here, baie dankie dat ons vandag hier kan wees in die huis, in hierdie kerkgebou. Nie omdat dit die enigste plek is waar jy bly of kom nie, want U is 'n God wat oral is, maar U het met ons 'n afspraak vandag hier, en dit is vir ons spesiaal. As ouer mense sou sê, heilig. Dankie daarvoor. Dankie dat U vir elkeen van ons net soos wat ons is, lief is. In ons plek gesterf het. Dankie daarvoor. Dankie dat U vir ons 'n boodskap ook het. Al kom ons uit verskillende omstandighede uit, van verskillende plekke af, het ons verskillende dinge in ons koppe, party van ons 'n moeilike week gehad, ander het weer 'n baie lekker week gehad, ander het 'n moeilike week wat voor lê. Here, ons is opgewonde oor die bazaar wat kom, en ons gaan lekker saam kuier, daar om die tafels, en om die kinders se speletjies, en sommer net die samesyn. So Here, waar ons ook al vandaan kom, help om al die buitenste geraas 'n bietjie af te sit, dat ons kan toespits, op wat U vir ons wil leer vanoggend asseblief. Amen. Vriende, net voordat ons lees, net so kortliks, hulle vertel dat toe George Bush Senior, die staatspresident van die VSA, ons nou 'n klomp jare terug, was hy op 'n slag op 'n besoek by 'n ouetehuis. En hierdie in die ouetehuis het hy vriendelik met van die mense begin gesels, en hy het hier met 'n baie vriendelike oomie aan die gesels geraak, en die oom het oor allerlei dinge gepraat, en toe vra hy vir die ou, weet jy wie ek is? En die ou oom het hom so gekyk, toe sê hy, nee, ek weet nie, maar gaan net na die ontvangs toe, hulle vertel vir ons wie ons is, as ons vergeet. En dit is 'n vraag, wie is Pietie, of wie is Stefan? Wie is Pauline, of wie is Susan? Ons almal weet min of meer van waar af ons kom. Ons weet wie jou ma en jou pa is of was, wie jou ouma en oupa was, wie jou tannies, jou neefs en jou niggies, jou ooms is, en 'n hele spul ander mense ook. En al daai goeie saam help ons 'n bietjie verstaan wie ons is. Maar ek wil weer die vraag vra, wie is jy en wie is ek? En dan kom Jesus nou vandag en hy vra dieselfde vraag. Weet julle wie ek is? En dan is daar die vraag, kan julle onthou wat die disippels geantwoord het? Maar ook die vraag, wat sou jy vandag antwoord? So met dit 'n gedagte, kom ons lees gou Matteus 16 van vers 13 af. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Hulle antwoord, party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia, of een van die profete. Maar julle, het hy gevra, wie sê julle is ek? Simon Petrus het geantwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Gelukkig is jy, Simon Bar-Jona, het Jesus vir hom gesê. Want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk vir die hemel gee,
En wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op hierdie aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is. Vriende, hier is nou nogal in hierdie stukkie, veral hier is so in die tweede helfte, so hele klomp weer onverstaanbaarhede, moeilikere goedjies. Nou om dit te verstaan, kom ons begin net gou weer, stap net gou stadig saam met my asseblief, hê 'n bietjie geduld. Vers 13, vra Jesus, wie sê die mense is die seun van die mens? Nou hierdie is 'n ongelooflik gelaaide vraag, want jy moet dit nou eintlik so met die ander vertalings verstaan. As jy na die ou vertaling toe sou gaan, praat hulle so juist die seun van die mens. Nou die seun van die mens is 'n term wat uit Daniël al uitkom. So die slim ouens, so daar wat Daniël waar Jesus voorspel word in Daniël, sou hulle daarna toe teruggryp. Jesus verwys eintlik hier na homself van daar af en sê vir hulle eintlik, ek is die Messias. Maar die mense verstaan dit nie, soos ons al van verlede week af hoor. Hulle dink hy is dalk Johannes die Doper of Elia wat weer uit die graf het opgestaan, een van hulle of Jeremia. In elk geval, hy is 'n profeet. Hulle het nog nie lekker, hoe het my ma altyd gesê, die kloukie by die oortjie gekry, om te verstaan wie hy waarlik is. En daarom maak Jesus dit dan nou persoonlik aan die 12 wat saam met hom nou al 'n rukkie lank leef. So wie sê julle wat nou saam met my loop is ek? En dan antwoord Simon of Petrus hy die mooi antwoord, U is die Christus, die seun van die lewende God. Met ander woorde, hy erken hom as gesalfde, hy erken hom as Messias, hy erken hom as, soos Daniël verwys het, die seun van die mens. En daarom sê Jesus vir hom dan nou, geseënd is jy. En hy gee hom so al 'n nuwe titel of 'n naam, sê jy gaan nou die rots wees, op hierdie rots sal ek my kerk bou. En dan gee hy vir Petrus die sleutels van die koninkryk. En dis nou hier waar die Rooms-Katolieke en die Gereformeerdes mekaar nou die eerste keer 'n bietjie verskil, en verskillend aankyk. Want vir die Rooms-Katolieke tradisie wys dit op Petrus as grondslag van 'n besondere kerklike amp, wat dan nou altyd daarna deur die paus elke keer opgevolg sal word. Maar ons as gereformeerdes verstaan dit eerder as dat die kerk as geloofsgemeenskap gebou is op Petrus se belydenis dat Jesus die Christus is, terwyl Christus self die gesag bou. Verstaan julle? Dit gaan vir ons om te sê, dit word nie op Petrus gebou nie, maar op Petrus se woorde, U is die Christus. Maak nie saak hoe ons daarna kyk nie, dis nie Petrus wat die kerk bou of beskerm nie, Jesus Christus beskerm en bou die kerk. Daaroor gaan ons tog nie hoef te stry. Die sleutels waarvan hier gepraat word, moet ons ook verbind na 2 hoofstukke verder, hoofstuk 18. Wanneer Jesus die gelykenis van die onbarmhartige skuldeiser vertel. En daar word die sleutels gebind aan 'n geloofsgemeenskap wat eensgesind bid. En dis miskien nog 'n baie belangrike vraag wat ons vra in ons kerk, is hoe kan ons 'n bietjie anders oor gebed dink? Ons word in afhanklikheid van Christus betrek by die oop en die toesluit van wat op aarde gebeur. En daarom moet ons in eensgesindheid bid. En dan sluit Matteus die gedeelte af met Jesus se bevel dat die disippels nog nie hierdie insig met buitestanders moet deel nie.
William Barclay sê, Jesus wil hê die disippels moet eers stil bly, omdat hulle eers moet leer wie Jesus is, voordat hulle dit kan preek. En sy messiaskap sou hulle eers tog waarlik kon verstaan na sy kruisdood en opstanding. Eers dan verstaan hulle ten volle wie hy as Messias is. En daarom aan die einde van die evangelie, die laaste paar woorde van die evangelie van Matteus, hier in hoofstuk 28, dan word daar vir hulle gesê, vat nou hierdie boodskap die wêreld in, na al die nasies toe, maak hulle my disippels, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So wat maak ons met hierdie gedeelte? Hoe gaan ons dit toepas op wat ons sopas gehoor het? Die eerste punt, vriende, dit gaan oor ons, hierdie ding is baie belangrik, hierdie stukkie Bybelteks is verskriklik belangrik, sodat ons identiteit in Christus kan verstaan. Wanneer Jesus met die vraag begin, wie sê die mense is ek, en daarna dan persoonlik maak, wie sê jy is ek? Is die vraag wat ek en jy vanmôre moet antwoord, wie is Jesus vir my? Dink 'n bietjie daaroor. Wie is Jesus Christus vir jou en my? Francis Collins, 'n wetenskaplike leier, het as 'n jong volwasse ateïs geword. En later, toe hy by 'n sterwende vrou in die hospitaal verbygaan en haar ontmoet en met haar in die gesels geraak, vra sy vir hom wat hy glo, en hy besef eintlik dat hy die vraag oor wie God is en na God in die mense lewe vermy het, en hy het dit nog nooit vir homself geantwoord nie, want hy glo nie daarin nie, en toe begin hy lees daaroor, en hy lees C.S. Lewis, en hy begin die Bybel lees. Het Collins eventually tot geloof gekom, want wat hom veral aangespreek het, is die vermoë van die mens. Ek wil nou 'n bietjie brekerig vanoggend wees, ek het 'n woord raak gelees, waar ek wonder wie van julle weet. Ons het die vermoë tot altruïstiese liefde. Dis liefde wat nie noodwendig iets terugverwag nie. Die mense vermoë vir hierdie ou om liefde te gee sonder om iets terugverwag. Hy het net gesê, dis 'n teennatuurlike ontwikkeling. Geen mens kan dit verklaar nie, want dit kom nie natuurlik vir die mens nie. En al verklaring wat hy daarvoor kon kry, was dat God in die Messias Jesus Christus tog waarlik moes leef en ons aan hom kon afgee. Daarom weer, liefdes, al ken ons die evangelie, bly die vraag, wie is Jesus vir jou en my? En dis seker die belangrikste vraag wat ek en jy kan vra en antwoord, want wat ons antwoord bepaal, hoe ons gaan leef. Ons antwoord gaan bepaal wie en wat ek en jy is. Want Christus is nie net 'n profeet wat ewers in die verlede geleef het nie. Hy is waaragtig God wat in ons is. Ons het dit hoeveel keer al gesê, ons moet hom in ons sien, daai SpongeBob gedagte, nee, die spons wat in die see lê. Jesus is nie net om ons nie, hy is ook binne in ons. Dis wat die wingerdstok vergelyking van Jesus ook vir ons leer. Maar nou, as ons weet wie Jesus is daar 'n tweede vraag waarby ons vanoggend staan. Wie is die kerk? Want onder die kerk is dit wat Jesus bou. Dit wat hy sê, die magte van die doderyk nie sal oorweldig nie. En nou, vriende, staan ons voor 'n moeilike tyd en voor 'n moeilike uitdaging. Ons konteks maak hierdie vraag bitter moeilik.
Want daar is geweldige spanning in die kerk. Jy is nou 'n bietjie vinnig, Susan. Ekskuus. Die ou gesprek tussen VGK en NG Kerk wys hoe diep ons geskiedenis en ons pyn ons perspektiewe beïnvloed. En nou daar nog 'n nuwe ding ook bygekom, en dit is hierdie hele gedagte van dolerende kerke en kerke wat wil afsplit soos Moraletta en hierdie ouens. Vir die NG Kerk kan sekere verwikkelinge rondom Bellhard en die gay gesprek en die gesprek oor apartheid soos verwerping en verraad voel. Maar vir die VGK en vir gay mense kan dieselfde gesprekke weer herinner aan die pyn van die verlede, van aangetaste menswaardigheid, van gedwonge verskuiwings, van verbrokkelende gesinne, van afwesige vaders en die verlies van geliefdes. Want sien, ons luister na mekaar en ons hoor mekaar dikwels deur die lens van ons eie pyn. En terwyl ons sukkel om mekaar te vind, ly die kerk van Christus. En so ly die boodskap van Jesus Christus skade. Miskien moet ons die pyn van die verlede dieper in die oë kyk en iets daarmee doen. Want ons moet een ding mooi leer, vriende. Ons identiteit kan nooit slegs binne ons eie geleedere bepaal word nie. Ons is oor eeue heen aan klomp geloofsgemeenskappe verbind. Ons kan nie heel wees sonder om op een of ander manier aan mekaar verbind te bly nie. Dis baie interessant, sê die slim ouens, as jy gesprek tussen Jesus hier, die klein gesprekkie tussen Jesus en Petrus, 'n bietjie na kyk, dan sien 'n ou iets van 'n wederwysige bevestiging. Petrus bevestig, Jesus, U is die Christus, en Jesus bevestig, Petrus, jy is Petrus. En hy gee vir jou 'n nuwe identiteit. Gemeente. En pogings vir kerkhereniging. En om gemeentes en kerke by mekaar te bring en by mekaar te hou, is eintlik waar 'n veilige plek is. Waar ons mekaar bevestig en nie vir mekaar, soos die ou mense sê, beskaam en beswadder nie. Wie is ek per se van rekening om te sê ek het die Bybel beter gelees as jy? Al verstaan ons dit 'n bietjie anders. My mooiste voorbeeld wat ek altyd kan dink is ons in die doppers. Ek was in die noorde, so daar het ek nogal baie met die ouens te doen gekry. Ons hou synode en ons sê, en ons is ernstig in die NG Kerk, en ons kom by 'n punt uit waar ons sê, ons verstaan van die woord lei vir ons, en ons glo saam met die Heilige Gees, dit is oukei dat die vrou maar mag dominee en ouderling wees. 2 weke later hou daai kerk dieselfde vergadering en hulle kom die teenoorgestelde besluit daar uit. Wie is ek om te sê jy is verkeerd en ek is definitief reg? As ons dieselfde intensies na die skrif gaan kyk. En om dit te verklaar kan ek nie doen nie. Wat ek wel weet is wat Jesus vir my leer is, ons mag mekaar nie los nie, en ons mag nie verder uit mekaar uitdryf nie, ons moet nader kom. Ons het nodig, geliefdes, dat die Here vir ons die pad wys, nie ons verlede, nie ons eie besluite nie. En dit gaan 'n pad wees vir wederwysige bevestiging, ook wanneer ons in ons nuwe debatte begin gesels. In die debatte, wat ook nou weer in die week wat kom, bespits gedryf gaan word binne ons eie kerk, wanneer dominees by mekaar gaan kom. Ek is oortuig dat die Here sê,
Ons mag nie mekaar los nie. Brenda Salter McNeil skryf, to choose Christ is also to choose his community. Nou gaan sy verder en sy sê, our unity in the midst of our diversity is one of the most powerful ways we reveal the reality of what Jesus accomplished on the cross. So is dit wonderlik om te sien hoe kerke oor grense heen, te midde van xenofobie en uitsluiting bakens van hoop kan wees. Ons het dit ook hier in ons eie midde beleef, uiteenlopende kerke, wat help om saam 'n street store aan te bied. Dis bakens van hoop. Dit is wie ons as kerk is, 'n insluitende gemeenskap. Ek wil afsluit. Jesus vra, wie is ek? En die antwoord kom eers die Christus, die Seun van die lewende God. So wie is ons dan? Wat maak dit van ons? Hoe het ons nou geleer? Ons is Christene, want ons is Christus sinne. En nou kan jy daai foto vir my gee asseblief, Susan. Ons is saam kinders van die lewende God met die heilige opdrag om te sorg dat ons dit ook saam kan vier. En in hierdie gemeente is dit niks niets nie. Julle kan onthou wat is ons visie. Ons dien Christus, hoe? Saam. Verder meer, nie net saam nie, bidend saam. Ons wil iemand vir iemand anders wees, ongeag. Mag dit die naweek, wanneer ons saam bazaar hou, en wanneer ons in die week leef en verder gaan, dit, geliefdes, meer en meer waar word van ons. Ek wil afsluit so ietsie prakties. Ek wou 'n groter ding kry, maar ek het nou nie, maar dit is zwaar genoeg. Jesus praat in hierdie gedeelte van 'n rots. Hy is swaar, ek kan net sê, ek sê 'n papier en nie. Die rots herinner ons dat ons geloof gebou word, nie op ek en jy, ons slimmigheid nie. Nie op ons prestasies nie. Nie op ons wat feite verstaan nie. Die fundament van ons wees, ons ek wees, in ons gemeente wees, is die belydenis eers die Christus, die Seun van die lewende God. Dit is die rots, niks anders, ek en jy nie. Maar daar word ook geïmpliseer 'n ander gedeelte in hierdie gedeelte. 'n Paar werkskoene. Die rots waarop ons geloof gebou word is geweldig belangrik. Maar geloof wat nooit beweeg nie, help niemand nie. Hierdie skoene herinner ons, soos Wouter het so mooi uit die wapenrusting het ook vir ons aangeleer. Ons moet bereid wees om met ons geloof op pad te gaan. Op pad as ons hier uitstap, daar waar die bordjie sê, hier begin die sendingveld. Om vir Jesus hierdie rots saam met ons te vat, huis toe, skool toe, werk toe, na ons vriende toe, na mense wat swaar kry, en ook in ons geskille in wanneer ons van mense verskil. Ek gaan vir julle vra om op te staan. En as jy jou kinders langs jou het, vat hulle hande, waar moontlik. En dan gaan ek 'n paar sinne lees. En as jy wil,
dan kan jy dit saam hardop na die tyd bely in die woorde, ons wil dit leef. Kom ons staan. Ons bely dat Jesus die Christus is. Ons bely dat Jesus die Seun van die lewende God is. Ons wil mense sien soos Jesus hulle sien. Ons wil mense behandel soos Jesus ons behandel. Ons wil kinders beskerm en waardeer. Ons wil vroue en mans met waardigheid behandel. Ons wil barmhartig wees teenoor mense wat honger, bang, alleen of seer is. Ons wil nie net met ons hande sê dat Jesus die Here is nie. Ons wil dit met ons lewe wys. Here, terwyl ons nou so voor U staan, mag U Heilige Gees van ons in besit neem. Want dit is net wanneer ons so saam staan, hand aan hand, met een gebed in die hart, dat ons die wêreld waarin ons leef, wat so opgevoeder is, kan help heel maak, ter eer van U naam. Bring herlewing hier onder ons, Here, maak dat ons deel word van die verskil wat U in hierdie wêreld bring. In die manier hoe ons van mekaar en van ander praat en met mekaar en met ander praat. Ons is vir U baie lief. Mag wat ons sê en doen dit vir die wêreld wys. Amen. Kom ons antwoord ook deur iets van onsself vir die Here te gee. Ons slotlied vanmôre is lied 239, Jesus rots vir my geslaan. Laat my nie verlore gaan. En dan sê vers 4, Heer my rots bo almal groot, staan U vas in elke nood.
En dan die laaste 2 verse sê, reël sê, ewige rots, u laat ook my veilig ewig in u bly. Vers 1 en vers 4, die 2de, die 9, en ons bly daarna staan vir die seën en die amen. Die Here stuur julle elkeen ook uit met sy hand op jou skouer en sy seën. Hy, die Here jou God, sal jou seën en jou beskerm, sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees, gaan al jou gebede verhoor en aan jou sy vrede gee tot in alle ewigheid.